bid vir 'n paar mense en hulle besighede en môre aand is ek nie aanlyn nie, my seun het krywens, so hy gaan môre aand is Cappy evening. So dan gaan ek daar wees terwyl hulle sy kiet vir môreaandag en ja, ek's opgewonde om hom te sien. Het gaan goed met my seun in Italië, Frankryk, hy is daar iewerste besig. Ek weet nie elke dag waar hy is nie, maar het gaan goed met Justin, het gaan goed met Chantay, sy is in eksamens. Sy het gister van die plaas af teruggekom en op 'n grondpad 'n papwiel gehad. So ek gaan hierdie naweek al leer om wiele te change. Want sy was in 'n toestand gewees en ja, gaan goed met haar, sy's 3 maande, dan is sy klaar, dan vang sy graad, en Nolan is graad 10 volgende jaar, kan nie dink die tyd hardloop so nie. Het is my lekker om saam met elkeen van julle te kuier in die aande, en vanaand weer eens is ek's dankbaar vir genade, ek is dankbaar vir, jy weet, God se liefde. Jy kan nie dit koop nie. Geld kan nie genade koop nie. Geld kan nie liefde koop nie. Geld kan nie 'n siel in die hemel inkry. Jy kan nie geld gee vir, jy weet, jou saligheid nie. 'n plek kom in jou lewe waar jy jouself oorgee. En terwyl ek nou so 'n bietjie hier op die bank sit en uitkyk oor die dam, nou ek dink as dit nou 'n bietjie somer is, dan gaan julle waardeer, want ek is besig ek vertrou die Here vir 'n nuwe stelsel wat ek dan 'n hele kompak stelsel het wat ek oral saam mee kan vat. En want jy saai plekke uit en jy het net nodig om dit op te stel sodat mense dit kan volg. En die stel wat ek nou in gedagte het, dan kan ek direk Facebook, ek kan TikTok, ek kan jy weet, YouTube, GoStream, so hele kompak stelsel. Nou in die somer dan wil ek hier buite by die dam uitsaai. Dan is werklik 'n voorreg om hier te kan bly waar ek bly. Maar terwyl ek hier sit net nou en besig is met die Here, en terwyl ons wag vir almal om op te kom, ek het so 'n minuut of 3 vroeër ingeskakel, het ek net so bewustheid van sy genade is vir Stefan Pieterse genoeg. Sy genade is vir my genoeg, en ek wil vanaand vir jou ook sê dat sy genade is vir jou genoeg. En jy moet dit nooit vergeet nie. En jy moet net jouself wees. Ek dink as ons het by 'n plek kan kom in ons lewens om te kan net onsself wees, net mens wees, en kan kom net soos ons is. Ek sit hier en ek sê vir die Here, dankie vir nog 'n dag. Dankie vir 'n maand wat U my gedra het, en ek alles werk uit soos dit moet. Ek is iemand wat nooit iets wil ryp druk nie. In my lewe het ek geleer, en daar's iemand van julle wat die Here baie langer ken as ek. Ek ken die Here jy weet 35, 36 jaar, en wat ek ken nie die Here, ek het die Here aangeneem op, jy weet, op 16, en ja, 34 jaar, ek ken die Here 34 jaar, en op 16 het jy nog nie regtig te doen gehad met die lelik nie, en ek's dankbaar dat ek nie die pad gestap het wat ander gestap het nie, maar by dit gesê, kan ek jou vertel die pad wat ek gestap het en jare sal reis as gelowige. Wat ek daardeur vir jou wil sê is, nie een van ons is gevrywaar van slegte goed wat gebeur nie. En ons moet vanaand in gedagte hou, daar's 'n leenaar, sy naam is Lucifer, en hy sal kom om te kom steel,
te slag en te verwoes. Hy haat eenheid. Lucifer haat samesyn en sal alles doen om dit te breek. En vanaand wil ek dankie sê vir die Here vir genade. Dankie vir tye wat ek moes dood gewees het. In 'n hijacking waar mense gesterf het, wat my probeer help het, in 'n plaasaanval waar ek in my seun deur was. Ek het 'n generator het van 'n trok afgeval en hy het op ons kar geval. En ons is onder die trok in en hulle moes die kinders se ma uitsny uit die voertuig uit. En snaakse goed gebeur. Ek het een aand van 'n huisbesoek afgekom van Louis Trichardt se lugmagbasis en om 'n draai toe staan daar 6 waterbokke in die pad en ek stamp hulle en ek skryf daai stadium my Mercedes af. En ek klim uit en ek het nie 'n skrapie nie. Maar met daai wat ek uitklim, het die ambulansdiens wat opgedaag het toe nou aangehou. Jy moet nou op hierdie stretcher klim. En ek weier want ek sê ek het niks oorgekom nie. Nee, maar hulle moet my na hospitaal toe vat. Lang storie kort, ek gly van die plank af, hulle het my nie mooi vasgemaak nie. En ek feitelik kraak my stuitjie. En toe ek nou eers lekker warm. Ek kom stad toe en 'n groot huiskraan val al 'n ding af en hy val op die hoofweg voor my kar. En ek verloor al 4 bande en max. Ek kon soveel erger gewees het. Ek ry op 'n grondpad en ek verloor beheer. En ek is af in 'n afgrond. Ek het eintlik die Here my soveel keer behoed en bewaar. Net na COVID wat ek op die N1 hier by Waterkloof Hoërskool trokbaan verander het met 'n ploeg en 'n trekker en hy hak my bakkie en hy gooi my bakkie teen 'n betonmuur. En met daai slag kraak ek my kakebeen oral en ek spreek kraak 'n wervel in my nek en al die spiere in my rug skeer af. En ek lê en ek moet wag dat die swelling sak. Niemand kan my besoek nie want dit was net na COVID en hospitaal is maar sensitief dat iemand inkom. Ek kan nie vir myself in 'n spieël kyk en ek kan nie beweeg nie. En ek voel net my kop voel soos 'n watlemoen. Langs die kort hulle plate ingesit in my gesig en drade en alles. Hier sit ek vandag. En ek moet vir jou sê met 'n hartaanval, ek het een keer op 'n kanselhartaanval gehad. Ek het as 'n jong man 'n hartaanval gehad. Ek het 'n ongeneeslike siekte porfyrie variegata gehad. Ek kan praat van dinge. God se genade is genoeg. God se genade is groot. En ek wil vanaand vir jou sê om daaraan in jou lewe vas te hou. Nooit van dit af te beweeg nie. Ek het met makool papegaaie geteel en ek jaag 'n kat op 'n muur en ek val langs deur die kort, ek vergrys my been. En hulle maak my been styf of hulle sit vir my plaat en pen in my been. En met die tel ek klomp hospitaalvirusse op. En ek beland hierso in Unitas Hospitaal. En hulle moet hierdie virusse en hulle meet my been want hulle moet my been amputeer. En daar's 'n dokter Berkost wat toe besluit hy gaan aanhou fight vir die been. En langs storie kort, die uiteinde was ek kon van die virusse doodkry in my been, kon my been spaar en baie operasies en veloorplantings
die tendon uitgehaal van my knie af tot my voet en enkel is styf. Want daai tyd lê ek vir 'n maand, 'n bietjie meer as 'n maand in die hospitaal en al verander my behandeling en my hart gaan stil. Ek word wakker in ICU en die Here praat met my. Die laaste ongeluk, 'n paar jaar terug, lê ek weer eens in Unitas. Gesig vol plate en alles. En die Here praat weer met my. En ek besef hoeveel kanse, jy weet, en ek het met soveel dinge in my lewe besig gewees, rondom besigheid, rondom, jy weet mos, jy jaag mos geld na, jy jaag alles na, en jy ken die Here, jy dien die Here, altyd oralste, maar jou hart is op baie plekke. En daai nag het ek 'n ervaring 2 dae na ek uit die teater gekom het, waar ek voel of ek in 'n atmosfeer is, waar daar 'n groot tafel gedek is, en my pa was omtrent 3 jaar dood op daai stadium, en hier sit my pa aan die tafel, en my 2 oupas, en my pa se broer, en my ma se broer, my ma se broer en my pa, my 2 oupas, sit daar en met die is hulle besig om te eet. En ek kom nader na hulle, ek sien hierdie, terwyl ek al lê, sien ek hoe hulle na hulle toe gaan, my pa sit sy mes op vurk neer, en hy draai so om, hy so kyk in sy oë gehad. As kind weet jy mos wanneer jy nou aangejaag het. En ek besef toe, my pa soek my nie by hierdie tafel nie. En ek word wakker in die saal. Dag later, te besef ek, dat die duiwel wil my stem stil maak om elke keer in ongelukke, die een keer wat hulle my, jy weet, met die plaasaanval, jy weet die pistool in my mond, wil my mond stil gemaak het, wil my stem stil maak, wil my doodskiet, en toe die geweer gestoor, die ongeluk in my gesig, en daai nag met my ouers, met my pa, te besef ek, dat hierdie stem, sal nooit stil word, vir die koninkryk se werk nie. Hy sal stil word die dag as ek na my nuwe tuiste toe gaan. Wat ek vanaand vir jou sê is, voor ons gaan bid vir almal, moet nooit ooit laat iemand jou stem stil maak nie. En dalk het jou stem stil geword as gevolg van omstandighede en dinge. Moet nooit nie. Jy's meer as jou storm. Jy's meer as jou omstandighede. Jy's meer as jou swaar kry. God het 'n plan en 'n doel met jou lewe. En daarom kan jy nie anderste as om aan dit vashou nie. En ek wil jou uitdaag vanaand. Hou goeie moed. Moenie links, moenie regs kyk nie. Moenie toelaat dat omstandighede jou stem stil maak nie. Moenie dat situasies in julle huwelik julle stemme stil maak teenoor mekaar nie. Praat met mekaar, kommunikeer met mekaar, hanteer dinge saam. Vanaand wil ek dankie sê, Here. Dankie dat ons saam kan kom op 'n pragtige aand soos hierdie om vir mekaar te kom bid, vir mekaar in te tree. Here, terwyl ek hierso in my sykamer sit, Here, is my gebed so dat U by hierdie man en vrou sal kom stil staan wat vanaand saam kuier. Here, U ken elkeen se hartsbegeerte, U ken elkeen se behoefte, en vanaand is niks, maar niks by U onbekend nie. Dankie dat ek vanaand, Here, kan kom om eerstens U te besing. Ons wil, Here, as 'n groep, en ek sien ons is gisteraand oor die 20,000 gewees. Ek sien vanaand is ons alweer 'n paar duisend alreeds. Maar Here, vanaand wil ons eerstens kom, as manne en as vrou, as gesinne, om U te besing.
Ons wil vanaand kom om te sê, daar's niemand soos U nie. Daar is niemand wat vergelyk kan word met U genade en die goedheid en die guns nie. Niks kan opgemeet word aan die glorie en aan die heerlikheid nie. Ons wil U besing vanaand as die Alfa en die Omega. Ons wil U vanaand loof en eer vir ons huise. Ons wil U loof en eer vir die God wat U is. U is die blinkmôre ster, sê U woord. U is die lelie van die dale. Here, U is die goeie herder wat kyk na sy kudde. Here, U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Daarvoor besing ons U vanaand. Daarom maak ons U naam groot en eer ons U, want Here, daar is geen einde aan U goedheid nie. Daar's geen einde aan U genade nie. Daar's geen einde aan U guns nie. Vanaand, Here, wil ek kom en ek wil huisgenote, huisgesinne na U toe bring, Here. Daarom weet ek, hy loop rond soos 'n brullende leeu om te slag, te steel en te verwoes. Here, hier's ons ouers wat bid vir hulle kinders en hulle kleinkinders. Here, wat kinders se huwelik uitmekaar val. Vanaand bid ek vir jou huwelik. Ek wil eerstens kom om jou huwelik na God toe te bring. Vir jou wat nog kinders op skool het, vir jou wat nou vanaand saam luister. Iemand het vir my gesê, ons is Desember maand getroud en my man het gevra vir 'n egskeiding. Here, ek wil vanaand kom en ons wil hierdie aanslag kom kanselleer in U naam. Here, ons weet dat daar's tye wat dit moeilik gaan. Ons weet daar's tye wat dit swaar gaan. Maar vanaand staan ons op U woord. Vanaand staan ons op U beloftes. Dankie dat ek vanaand na U toe kan kom en U groot te kan maak en sê, Here, daar is niemand soos U nie. Daar is niemand wat opgemeet kan word. En Here, as U dit kon doen vir Abraham en vir Matteus en vir Markus en vir Johannes en vir Paulus, hoeveel te meer kan U vanaand ook so vir hierdie man en hierdie vrou, Here, 'n werk kom doen. Dankie dat ek vanaand kan paartjies met hulle kinders na U toe bring. Here, daar waar daar aanslag is, daar waar ongemak is, daar waar ongelukkigheid is, daar waar dalk al 'n dagvaardiging uit is vir 'n egskeiding, daar waar, Here, 'n stilstype in 'n huwelik is, daar waar, Here, op hierdie stadium konflik in die huwelik is, wil ek vanaand kom en ek wil hierdie werke kom, Here, ek wil dit kom kanselleer in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek wil vanaand dankie sê vir daai kinders wat geskenke van God is, wat lewe van die glimlag van 'n ma en 'n pa. Ek wil vanaand dankie sê dat U vanaand, Here, intree tot hierdie man en tot hierdie vrou, tot hulle situasie. Elke dag, Here, bid ek vir krag. Ek bid vanaand vir die beloftes wat oor hulle uitgespreek is, die beloftes wat hulle opgestaan het toe hulle getrou het en toe hulle liefde aan mekaar verklaar het, dat hulle dalk koud geword het teenoor mekaar, wat dalk gedoen is, Here, as gevolg van sonde, dat hulle wegbeweeg het van mekaar af en van U af, wil ek vanaand hulle terugroep na U toe, wil ek terugroep dat hulle U sal kom soek met alles in hulle. Here, ons begin by U en ons eindig by U. Huwelike begin voor die kansel in U teenwoordigheid en dis waar dit moet eindig, Here. En vanaand wil ek dankie sê dat hierdie huwelike wat vanaand, Here, wat ons voor U kom neerlê, ons omvou hulle met liefde, ons omvou hulle met die krag en met die beloftes, Here, wat hierdie band is so sterk, dat niks dit kan breek nie, en ons dit toelaat, Here, wil ek vanaand kom om te kom bid dat U hierdie bande sal breek. Dankie vir die bloed, dankie vir die werk wat U vir ons bewerkstellig het aan die kruishout, God. Heilig is U, daar's niemand soos U nie. Ek wil vanaand kom bid vir daai laar rug, jy weet wat seer is, vir daai rug wat nie wel is nie, jy weet, daar wat drukking is. Ek het nou net kom van geliefdes af waar môre weer toetse gedoen word vir kanker en vanaand, Here, of vir ongemak in 'n liggaam. Ek wil vanaand daai liggaam ook na U toe bring, Here. En ek wil dankie sê dat daai liggaam gesond is in Jesus se naam. Dankie dat daai toetse negatief is. Ek wil vanaand vir hierdie vrou en hierdie man wat vanaand saam bid, wat hospitaal toe was, wat juis nou wag vir uitslae. Dink aan Ursula vanaand, Here. Ek weet nie of jy jou uitslag gekry het nie, maar ek bid vanaand, ek wil elke werk om kanselleer van Satan wat hy liggaam wil kom afbreek. Vir jou as man wat sy liggaam swak is, vir jou as vrou wie sy liggaam swak is, vir ongesteldheid, vir infeksietelling, vir
'n nekwal, vir 'n breingewas, vir jou gehoor. Ek het iemand het vir my boodskap gestuur, ek wil vanaand bid vir jou gehoor wat besig is om agteruit te gaan in jou sig. En dit wat jy by die werk ervaar van dat jy jou werk en jy weet half aan die weegskaal hang as gevolg van wat jou sig verloor en ook jou gehoor verloor. Ek bid vanaand, Here, dat U hulle sal aanraak. Ek wil vanaand terwyl ons so bid vir mekaar, wil ek net hier iets lees uit Exodus 15 uit. En ek wil die laaste paar versies lees. Hy sê in vers 26 in Exodus 15, hy sê, en hy het vir hulle gesê, jy moet baie goed luister na die Here jou God. Jy moet alles doen wat vir hom reg is. Jy moet fyn luister na die wette wat hy vir jou gee. Jy moet alles doen wat hy vir jou vra. As jy dit doen, sal ek sorg dat jy nie dieselfde elendes oorkom as Egipte nie. En hoor wat sê hy nou? Hy sê, ek is die Here, ek sal sorg dat jy gesond bly. En vanaand bid ek, Here, dankie dat ek vanaand kan kom bid vir gesondheid, vir genesing. Ek dankie vir daai hartomleiding wat 'n sukses was. Ek bid vanaand vir daai breinscans, ek bid vanaand vir daai ongesteldheid waar daai kopseere, ek bid vanaand van hulle hoof tot by hulle voetseel, Here, dat hulle sal aanraak en U genesende krag, Here, dat dit sal wees soos 'n kruik wat U uitgiet oor hulle, dat hulle dit sal ervaar. Genesing is my gebed in Jesus se naam. Ek wil vanaand kom bid vir daai voet, ek wil kom bid vir daai knie, ek wil kom bid vir daai spinal cord, ek wil vanaand kom bid vir daai lewer, ek wil vanaand dankie sê dat daai kankeruitslag negatief sal wees in die naam van Jesus. Dankie vanaand, Here, dat U 'n waarmaker van die woord is. Ek het dit aan 'n aand gesê, slegte goed gebeur met goeie mense, goeie goed gebeur met slegte mense, en baie keer gebeur goed met ons wat ons nie verstaan hoekom en waarom nie, maar ek weet dat in die midde van storms is God nog dieselfde God, is God nog dieselfde Here, hy verander nie, hy bly, hy's gister, vandag tot in ewigheid dieselfde, vir Abraham, Isak en Jakob, vir Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond, vir Daniel in die leeukuil, vir Josef in die put, luister vir Samson, God was getrou gewees, te midde van ongemak. En vanaand wil ek vir jou sê dat jy jou ongemak vanaand neersit. Dankie dat ek vanaand kan bid vir hierdie CT scans om in lyn met God se woord te kom. Dankie dat ek vanaand elke werk van Lucifer kanselleer in Jesus se naam. Here, wifi en afstand is vir U niks. En vanaand sê ons dankie dat vanaand U aanraak. Gisteraand het my ma gesê, vanoggend, sy het so 'n soete nagrus gehad en net toe ek hier kom sit en luister, toe sê sy, "Boeta, mamma het alweer nie 'n lekker aand nie." Ek wil vanaand, Here, kom bid dat dit wat die duiwel wil kom roof en steel, dankie dat ek vanaand daai liggaam na U toe kan bring, Here. Dankie dat ek vanaand ook daai jong man wat ingaan vir verstandtande en daai operasie, U raak hom aan, vir daai neusoperasie, U raak aan, vir daai plastiese chirurgie, U raak aan vanaand, Here. In lyn met God se woord. U is 'n waarmaker van die woord. Here, U aanvaar ons net soos ons is en Here sê ons kan kom net soos ons is. Net soos ons is met alles. Ek wil vanaand jou uitnooi, as jy Jesus nie ken nie, dat jy vanaand hom sal aanneem en jy hom deel sal maak van jou lewe. Dit is so eenvoudig as om 'n Sondagsgebed te kan bid saam met my en te sê, Here, ek is 'n sondaar, ek het verkeerde weë gestap, maar kom vanaand terug na U toe. Ek roep vanaand U, ek vra vergifnis vanaand. Here, vergewe my van my ongeregtigheid. Laat my naam geskrywe word in die boek van die lewe, sodat Here, wanneer ek tot sterwe sal kom, dat ek ewigheid sal ingaan met 'n wete dat ek by U, Here, sal wees. Dankie vanaand dat U aanraak. Dankie dat U vanaand genees. Die houe wat mans kry, die houe wat vrouens kry as gevolg van werksituasies, wat jou mismoedig maak, wat jou wil aftakel. Ek wil vanaand dankie sê dat ek hierdie man en hierdie vrou wat vanaand luister se werksituasie by U voete kan kom neersit. Here, by U
is niks onmoontlik nie. Ek het vandag gehoor van mense wat ek voor gebid het in hierdie laaste maand, hoe hulle werk gekry het. Mense wat vir weke, vir maande sonder werk gewees het, God het voorsien. Dankie vanaand ook daarso vir die Erms familie, Here, dat U voorsien het in werk, dat U gaan voorsien in daai behoeftes wat voor U neergelees. Niks, man, niks, Here, is vir U onmoontlik nie. Jy weet wat vir my so wonderlik is daar waar die Here by die put gesit het en daai vrou gekom het, jy weet, het gesê, kom drink van hierdie water. Is er nooit ooit weer dors nie. God ken jou diepste. Hy het na hierdie vrou gekyk en sy het gesê, ken my, het sê, ja, jy het 5 mans gehad en die een by wie jy nou bly, is ook nie jou man nie. Jy is nie met hom getroud nie. Dankie dat ek saam aansie kan bid, Here, vir daai seer en daai geliefde wat sy verloor het. Gister, Here, raak aan, omvou vanaand. Jy weet, die Here sê, kom net soos jy is. Almal wat vermoeid en belas is. Ek sit net nou daar langs die dam en ek sit daar en ek is maar net besig om die Here te besing. Die Here sê vir my, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Here, ek ken hierdie vers, ek het dit gister gelees en die Here sê dit weer vanaand. Ek wil vanaand vir jou sê. Ek wil vanaand vir jou sê, kom net soos jy is. Kom sit daai pakkie bekommernis by sy voete neer, kom sit vanaand daai onbekende, daai vrese. Ja, my ma se bure, sy ouers wat so moer is. Kyk hoe klein is die wêreld. Ons bid vir hulle. Ons bid, Here, dat U daai familie ook kom vou, wat plat geslat is, en vir elkeen wat iemand onlangs en tans in die dood afgestaan het, kom lig hulle op, Here. Omvou hulle met krag en sterkte. Dankie vanaand, dat ons by U kan kom sit, en U die trane afdroog. Dankie vanaand, Here, daai breinscans van daai klein seun, Caroline, ons bid vanaand, volkome genesing. Om in die wag te wees, is waar God wil hê ons moet wees. Dit vra nederigheid om te wag. Dit vra om niks te word nie, om te wag. Dit vra vanaand dat ek alles moet neersit en fokus op God. En in hierdie wag wat hier 'n man is wat vanaand wag, 'n vrou wat wag vir 'n wonderwerk, Here, hier's mans en hier's vrouens vanaand wat wag vir genesing, wat wag vir werk, wat wag vir 'n deurbraak in hulle huise. Ons kom vanaand met alles net soos ons is na U toe. Dankie dat ek hierdie huwelik na U toe kan bring. Dankie dat ek hierdie finansies na U toe kan bring. Dankie dat ek hierdie kinders wat vanaand, Here, voor gebid word. Dit is so opvallend hoeveel kinders word voorgevra om voor te bid. Daar's 'n aanslag op die jong generasie. Daar's 'n aanslag op die jong mense wat werklik waar, jy weet, deur verskriklike dinge gaan. Nou bid ons vanaand, Here, vir elke kind. Omvou hulle. Omvou hulle vanaand met U krag. Ek moet een aand vir ou Tannie gaan sê,
Hulle het haar seun se liggaam gekry. Maar hy was op soek vir 'n paar dae. En die een aand wat ek saam met haar bid, toe sê sy vir my, as ek net my kind kan toemaak in Watta, pastoor. As ek hom net kon toemaak in Watta. En ons voel almal so. Hulle net wil toemaak en hulle vashou. En vanaand, Here, kom maak ons hulle toe in die woord, onder die beloftes, dat U is ons stok en ons staf, en U sal ons beskerm en ons vertroos. Ek bid vanaand vir jou besigheid. Ek bid vir jou kinders se besigheid. Ek bid vanaand vir dit wat jy oor bekommerd is in julle besigheid. Ek het vriende wie daar bedrog in hulle besigheid gepleeg is, waar miljoene te sprake is. Ek bid vanaand vir daai krisis in daai familie. Ek bid vanaand vir finansies. Ek bid vanaand vir jou waar daai tenders nie deurkom nie, waar kontrakte nie deurkom nie, waar kwotasies net voel of dit niks gebeur nie. Dankie vanaand dat ons dit losmaak in die gees. Ek ervaar hier waar ek sit die krag van God. Ek ervaar hier waar ek sit vanaand, dat die Here sê ek is met jou. Ek ervaar vanaand hoe die Here vooruitgaan en jou pad vir jou gelyk maak. Ek sien vanaand hoe herstel kom in jou besigheid, hoe herstel kom in jou finansies, maar die Here vra ook vanaand dat jy hom daardeur sal eer. Vir jou wat op die pad is, ek bid vanaand vir jou vir beskerming. Ek bid vanaand vir beskerming oor jou as man, oor jou as vrou vanaand. Ek voel so om net dit te bid in 'n besonder. Beskerming waar jy beweeg. Halleluja. Ons klim so maklik in die kar, môre klim ons in die kar en ons ry gou Pietersburg toe, en môre aand na die funksie ry ek van Pietersburg af weer terug huis toe. Ons aanvaar alles so vanselfsprekend, is dit nie? Maar vanaand kom ons met alles en ons sê, Here, ons wil dit nie meer as vanselfsprekend af. Ons wil vanaand U genade sien in alles. U oog is op ons. Here God, U is 'n waarmaker van die woord. En waar die woord gespreek word, Here, spreek ons lewe. Ons spreek deurbraak, ons spreek oorwinning, ons stem saam in die geloof vanaand. Dankie Here dat daar herstel kom in daai persoon se besigheid. Dankie vir daai salon. Dankie Here vir eenheid, dankie vir daai salon, vir kliënte, dankie vanaand Here dat U in beheer is van sake in daai huisgesin. Daai diabetes, dankie vanaand. Dankie dat ons vanaand kan U eer dat daai suiker in lyn kom met God se woord. God se woord. Verlede week is ek besig om daar by die ou huis af te gee. En ons twee ouetjies wat moet kom kyk na die alarmstelsel. En terwyl ek met hulle praat, herken hulle my. En deel met hulle oor die Here. En 'n rukkie later is daar weer mannetjies wat daar kom. En ek besef toe, ek moet hierdie manne vra of hulle die Here ken. En ek lei hulle na die Here toe. Hy stuur vir my 'n boodskap, hy sê vir my, dit was die beste ontmoeting in jare in my lewe. Ek sê nee, die beste ontmoeting vandag was, die beste ontmoeting in jou lewe, jy het Jesus ontmoet. Dankie dat ek hy skuldklier vanaand, al hierdie ongemak in skuldklier, en Here, dat U ons wil dit aanspreek, en ons wil dankie sê vanaand. Dankie dat daai liggaam normaliseer, en daai skuldkliertelling, Here, sal normaal wees, in Jesus se naam. Daai kankertelling, daai bloedkanker, daai lewerkanker, daai nierkanker, daai vergroeisels,
dat dit sal opdroog in Jesus se naam. Dankie dat ek jou werk vanaand by die Here se voete kan kom neersit, daar waar ongemak is. U raak aan, Here. Daar waar gebid vra, daar waar gevra word, bid vir my vir 'n ander werk. Dankie vanaand dat U ook daar aanraak. Dankie dat ek, Here, kan U loof en U eer. Ek het net geraai Anna Becker geblok. Daar's angs, daar's vrees, daar's depressie. Daar's moedeloosheid. Dankie dat ek vanaand kan bid dat daar in daai geestestoestand dat U vanaand aanraak. En genees. Dankie waar daar vanaand gesukkel word om agter te kom wat die kwaal is. Dankie Here vir wysheid en insig ook vir daai dokters. Daai familie wie 'n klein dogtertjie van 14 in die dood afgestaan. Raak aan vanaand. Dankie daai brandwonde vanaand herstel. Angs, vrees, depressie, hulpeloosheid, hopeloosheid. Ek bid vir ouers met kinders wat 'n gebrek het vir krag en sterkte. Ek bid vanaand vir jou dat die Here jou hande sal oplig. Ek ontmoet hierdie pragtige dokter en sy vrou wie se kind 'n jaar terug oorlede is wat in die 20 was, maar van geboorte af breinskade gehad het. En vir die eerste keer na dink 21 jaar kan hy en sy vrou vir die eerste keer alleen weggaan, want hulle het hulle kind vir 21 jaar net opgepas. Dit was hulle alles. Vanaand bid ek vir ouers, Here, wat deur baie ongemak gaan, deur baie druk gaan. Oumas en oupas wat deur baie druk gaan. Vir jou wat nie kan uitkom met jou SASSA, met jou pensioen, wat vanaand nie oproepe kry van jou kinders en besoeke van jou kinders nie. Ek bid vanaand vir jou, wat in 'n ouer huis sit en dalk na die boodskap luister. En iemand sê vir my, Stef, as dit nie in die aande is, dat ek kan net hier sit en saam kuier nie, is daar niemand met wie ek kuier. Maar vanaand, Here, bid ek vir elke persoon wat eensaam is, wat alleen is, wie se maatjie dalk al hemel toe is, wat al vooruit of al vooruit gegaan het. Iemand wat weggegooi voel. Iemand wat voel ek is niks meer werd nie. Ek kom bid vir jou vanaand. Dankie vanaand, Here, dat jy hulle aanraak. U doen 'n werk, Here. Ek bid vanaand vir daai wonderwerk babietjie, daai eerste sonar. Ek wil dankie sê, Here, alreeds vir 'n volmaakte kind. Dankie vanaand dat ons daai Down syndroom en ook autisties se kinders na U toe kan bring. Ook hulle ouers. Ek sit gisteraand en gesels met my vriendin en Karen vertel my, sy het 'n leeskool en sy vertel my van die leesprobleme.
dit wat kinders deurgaan. En sy vertel my selfs van volwasse mense, wat soveel probleme het, dat hulle ook nie kan lees nie. En ek sit en ek dink, ons vat alles so vanselfsprekend. Ons aanvaar alles, maar net so vanselfsprekend. Vanaand, Here, is die ouers wat bekommerd is oor die kinders wat in ander provinsies en ander lande bly, wat ver van hulle af is. Ouers wat bekommerd is oor hulle kinders en kinders wat bekommerd is oor hulle ouers, wat nie by mekaar is nie. Omvou hulle met u beskerming en met u krag. Ek bid vir jou vanaand wat sê, ek het aan die einde gekom, Stef, van myself. Die Here ken jou hart. Die Here ken vanaand daai behoefte, daar waar jy sit met wat jy voel dat jy wil 'n einde maak in jou lewe. Ek wil vanaand vir jou sê, jy is kosbaar. Daar's meer vir jou as teen jou vanaand. En as jy vanaand so voel op TikTok, op Facebook, op YouTube, hoor vanaand, ek wil jou uitlig met my reddende regterhand. Ek wil jou oplig en ek wil jou omvou met my tere liefde. U is heilig. U is waardig. U ken vanaand elkeen se begeertes. Here, daar is soveel wat verslaaf is aan dwelms en aan drank. Ek bid vanaand dat u hulle sal aanraak. Daar was 'n moeder wat my gesê het, my kind is verslaaf aan medikasie, pynmedikasie of met en mense sal dink is altyd heroïne, jy weet heroin of dagga of iets, selfs pille wat hulle oor die toonbank koop, verslaaf. Ek bid vanaand, Here, vir daai verslawing in daai persoon se lewe. Ek bid vir hom vir wilskrag, ek bid vir hom dat hy die kragbron sal ontdek vir verlossing van daai ewel. Besef vanaand net dat dit net jou lewe verwoes nie, maar jou kinders, jou man of jou vrou. Dankie vanaand, Here. Dankie dat ons hierdie mensies met hierdie behoefte wat vasgevang is in een of ander verslawing. Raak aan vanaand. Dankie dat ek hierdie dogters na u toe kan bring wat in ander provinsies woon. Here, by u is niks onmoontlik nie. En daai moederhart vanaand, Here, omvou en omhels, voorsien, sodat hulle mekaar vandag weer kan sien ook, Here. Vir jou wat bid vir 'n kar, dankie, Here. Dankie dat u voorsien. Ek weet of my ma nog aanlyn is nie, maar in 2000 rol ek my kar in die gemeente waar ek was. En ek skryf hom af. Man, ons is net getroud. En iemand kom op die toneel waar die kar lê, wat 'n wrak is. En die kar se boot het in die rollery afgebreek en ek was net voor dit by die poskantoor. En al my skuld, maar jy, daai tyd 1999, jy weet, pas getroud en jongens moes nou net, jy koop, jy het op Rassel en Kier rekening, jy het 'n kredietkaart, ek sê my ma luister. Maar ek rol die kar en ek beland in die hospitaal in Rustenburg. En my tesourier kom sit by my. Ons het net 'n nuwe kerk gebou en 'n nuwe pastorie, en daar's nog net 'n klein bedragie wat ons skuld vir die bank, en sy sê vir my,
Pastoor, iemand het op die toneel al jou papiere opgetel, te sien al jou skuld, iemand het al jou skuld klaar betaal, en het hulle besluit, hulle gaan sommer 'n groot bedrag betaal, dat jy vir jou bakkie kan koop, dat jy kan huisbesoek doen op die plaaspaaie, dat jy nie meer hoef te sukkel met 'n kar nie. Koop vir my op daai stadium uit die boks uit 'n nuwe, ek dink 'n double cab Nissan bakkie. Maar pastoor nie net daar nie, hy het ook die kerk se skuld alles klaar betaal. 'n Verleentheid word 'n geleentheid. Maar ek het 'n harde hout in my kop gehad en later kom my vrou daar aan en ek sê toe vir haar, iemand het die kerk se skuld klaar betaal en iemand het geld gegee, iemand koop vir ons 'n bakkie. Sy het dog nie, hierdie ou te hout in sy kop, sy roep die dokter dat hulle vir my nog 'n pynmedikasie moet gee om my te laat slaap, want hierdie ou hallusineer hierso. Jy sien, God kan jou situasie omkeer in een oomblik. In een oomblik. God stuur op jou en my pad mense in die vorm van engele ook. Engele in die vorm van mense. God kan 'n donkie gebruik. Hy kan enigiets gebruik. By God's niks onmoontlik nie. Hoe ons die kerk gebou het, my pa, ons bou die kerk en my pa staan op hy fondasie. En onder gebed, terwyl ek daar staan en my ma daar staan en my pa, wat ons nou die eerste stene neersit, nou gaan ons foto's neem, my eerste gemeente, ek sê jaar daar, ons bou 'n nuwe kerk, en nou moet ons die steen neersit, en ons staan daar in die kerkraad, en onder gebed kry 2 van my handlangers fight met mekaar, en die 2 wil mekaar nog slat, en my pa sê, toe ons slag gebid het, julle 2, ons gaan nie toelaat dat op hierdie gronde, terwyl ons hierdie plek in die Here opdra, daar enige onmin is nie. My pa het 'n gewoonte gehad, as ek en my boetie pak slag gekry, dan moes ons mekaar soen, en ons moes hom soen, en ons moes mekaar druk, of as nou wou of nie, ons moes mekaar soen en druk, en hy laat daai 2 werkers mekaar daar soen, en mekaar daar druk voor almal. Dit is so, ons gaan nie toelaat dat op hierdie gronde enige onmin kom nie. En ek wil vanaand vir jou sê, daar waar vrees is, daar waar ongemak is, ons kanselleer dit in Jesus se naam. Aan U die eer, aan U die lof vanaand, Here. U is 'n waarmaker van die woord. En hier in Eksodus 15, wat U gesê het, as julle al hierdie beloftes hou, sal ek ook my kant bring. Here, en ons erken vanaand dat vir baie lank in ons lewens het ons nie ons kant gebring nie. Maar U het voorsien. U is nog steeds 'n goeie God. Dankie vir daai persoon wat bid vir 'n kar. Dankie vanaand dat U voorsien. Dankie vanaand dat ek kan ook dankie sê vir hierdie persoon wat vra, ek moet uit my huis, ek weet nie waartoe nie. U maak 'n weg. Dankie vir daai dak oor hulle kop. Dankie vir 'n deurbraak in daai finansies. Ek het môreoggend se dagstukkie, ek het net die laaste maand besluit, ek het net so 'n paar jaar terug geliefde ontwikkel om te skryf. En dan hoor ek 'n storie en dan besluit ek skryf daaroor. En môreoggend se stukkie gaan juist daaroor om net aanhou te stap en nie terug te kyk nie. Want daarom weet ek, hou goeie moed, hou vas aan God se beloftes. God sal deurkom. Sorg dat God in jou saak is.
Ken God in jou huwelik, ken God in jou besigheid, ken God in jou handewerk, soek hom. Baie keer voel dit, hoe meer jy bid, en hoe meer jy soek, hoe meer is die uitdagings. Hou goeie moed. God will make a way where there seems to be no way. Ek bid vanaand vir daai hofsaak, dat reg en geregtigheid sal geskied. Dat die waarheid weer op die tafel sal kom, sodat vrede weer sal terugkom, terugkeer in harte en in lewens vanaand. Ons bid vanaand ook, Here, daar waar geweld, daar waar oorlog is, wil ons kom en ons wil bid, Here, dat mense terug sal keer na God toe. Here, dankie dat ons op hierdie markplein ook so vir mekaar kan bid en daar buitekant vir mekaar kan bid. Dankie vir 'n lied in my hart. Dankie vanaand, daar waar gevra word, bid vir my kind wat in 'n tronk sit, wat verhoor afwagtend is. Ek het onlangs met iemand moes deel, wie se seun iemand vermoor het. Here, laat hulle U vind, selfs daar in daai selle. Hierdie huwelike vanaand, Here, ek weet vanaand die bekommernis. Dat is net hierdie Rafiek, ook net die blok. Dankie, Here. U raak vanaand hulle aan. Manne, kry weer terug jou ruggraat om die man te wees, die priester van jou huis. Vroue, bid vir julle mans. Mans, neem die leiding. Ken God, soek God as 'n gesin. Daar is niemand soos U nie, Here. Kom ek en jy vanaand. Hou aan. Ek dink ons het almal gesien al hierdie gebedsversoeke. En ek dink ons almal bid saam vir mekaar. Ek wil vanaand ook vir jou kom bid. Ek wil vanaand daar waar abuse, waar jy in 'n abusive verhouding is, of in 'n huwelik. Here, raak aan. Ek moes vriende bel vandag om te help met 'n persoon om in 'n veilige plek te sit. 'n Vroutjie wie so aangerand is deur haar man, haar neus is gebreek. Haar oor is feitelik afgeskeer. Ek was buite myself vir 'n oomblik vandag. Bid vanaand vir krag vir jou wat deur dit gaan. En ek wil ook sê, as jy na gisteraand se boodskap geluister het, ek dink dit is een van die boodskappe wat dalk die mees relevantste dalk was. Ek dink elke boodskap, maar gisteraand het ek werklik waar toe ek in die bed lê, net hierdie geweet, ek het net ervaar hoe mense losgekom het, wat net nodig gehad het om dit te hoor.
En ek wil selfs vanaand vir jou sê, dis okay om nie okay te wees nie. Op te hard wees teenoor jouself. Dankie dat ek vanaand, Here, so saam met elkeen kom bid. En so hulle by u voete kan kom neerlê. In Jesus se naam. Ek wil jou uitnooi. Ek is Sondagoggend in Pretoria Oos in Silver Lakes by 'n gemeente by die Volle Evangelie Kerk by pastoor Henk Barkhuizen se gemeente bedien daar. Ek gaan van daar af ook uitsaai. Ek sal die tyd, ek dink is 9:30, so dit behoort dalk 10:00 is die prys en worship klaar, dan gaan ek aanlyn gaan ook. Ek sal sorg dat dit live is, ek sal met pastoor praat ook daar. En dan ja, ek wil tog vir julle sê, ek sien die hand van die Here so beweeg. Ek is CEO by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika in Kempton Park. So dit is baie, ons werk is om Bybels te maak. Ons maak Bybels. Dis wat ons doen. Dis in ons gee die Bybels weg nie. Ons versprei Bybels reg deur ons land, deur Afrika, deur die wêreld. Ons is die kopiereg wat die Bybel kan aan mekaar sit en die vertalings doen. En elke keer as ek sit net nou hier met 'n ander Bybel wat ons nou uitgebring het en ek lees deur hom en ek gaan deur hom en ek besef so hoeveel blessings is daar dat ons het Bybels. Dit is so maklik dat ons net 'n Bybel in ons huis het. En tog is ons tans besig om in 3 tale die Bybel te vertaal. Daar's kultuur en groepe wat nog steeds nie die Bybel het nie. En ons is tans besig om die Bybel te skryf. In tale wat mense dit kan kry. En ek dank die Here dat ek eintlik by so wat ek daar kan voltyds werk ook. En by dit kan voltyds betrokke wees. En ek sien nou hier TikTok. Ek kon net gou hierdie puzzle op mekaar sit. As jy te lank besig is. Hulle sê hierso ek moet nou net dit hier ek bewe so. Daar's hy. Kom ons bid vir die Bybelgenootskap. Daar's baie uitdagings. En ons wil die Bybel by soveel uitkry en jy weet, en as 'n CEO is dit my grootste begeerte in die streke waar ek werk. Dat daar nie 'n skoolkind, dat daar nie 'n huisgesin is sonder 'n Bybel nie. Ag, en as jy wil betrokke raak daarbey, in watter opsig, praat met my. Ek het Limpopo en Noordwes en Gauteng en Mpumalanga onder my, maar eintlik val die hele land se amper sê ek happy clappies, jy weet, onder my behalwe die AGS. En ek sien die werk wat gedoen word. Dan wil ek vir julle sê, bid vir ons by die Bybelgenootskap ook. Daar is uitdagings, jy weet om vandag, mense dink is maklik om net 'n Bybel te druk en om aan mekaar te sit en om daar uit te kry, maar dis nie net so maklik nie. Maar ek's baie opgewonde. En ek wil vir julle sê, weet net, dat vanaand bid ek, ons gaan van lyn af en ek bid vir jou, en my WhatsApp nommer is hier vrylik beskikbaar. As ek vir jou net 'n thumbs up stuur, as jy vir my boodskappe stuur, dit beteken dit nie dat ek jou ignoreer nie.